Goeiedag vriende, ons oordink Efesiërs 5 verse 6 tot 20 en daarom is dit goed om dit weer saam te lees. Kom ons luister na Efesiërs 5 verse 6 tot 20. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is en moenie meedoen aan die vreugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. Maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied, word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood en Christus sal jou lewe verlig. Wees baie versigtig hoe jy lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil dat jy moet doen. Moet jy nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Paulus vergelyk iemand wat met wyn bedwelm is met iemand wat met die Gees vervul word. En daar is 'n groot verskil tussen hierdie mense. Hy gebruik hierdie verskille om 'n geesvervulde lewe te beskryf. Ons het reeds gehoor dat 'n geesvervulde lewe 'n lewe van selfbeheersing is. Ons het die vorige keer daarna gekyk. Paulus leer ons ook dat 'n geesvervulde lewe 'n lewe van wysheid is. En vandag gaan ons kyk wat dit beteken. Hoekom raak mense bedwelm met wyn? Anders gestel, hoekom drink mense te veel? Daar is verskillende redes hiervoor. Mense sal te veel drink omdat hulle lekker wil kuier, of omdat ander hulle uitdaag, of omdat hulle nie weet hoe om te stop nie. Baie mense drink om van hulle probleme te vergeet. Alkohol is 'n kalmeermiddel. Dit maak jou rustig en dit kan jou selfs moed en selfvertroue gee. Maar hoe doen alkohol dit? Deur jou siening van die werklikheid te verander. Alkohol maak jou minder bewus van wat regtig gebeur. Die Heilige Gees doen die teenoorgestelde in gelowiges se lewe. Hy gee jou moed en hy gee jou selfvertroue, nie deur jou siening van die werklikheid te verander of kleiner te maak nie, maar deur jou die groter prentjie te laat raak sien. Die Heilige Gees gee jou perspektief en hoop. Hy leer jou om nuwe geleenthede in nuwe omstandighede raak te sien. Hy gee aan jou wysheid, sodat jy op die regte manier na jou probleme kan kyk, om dit met moed te kan hanteer. Die Heilige Gees laat jou besef dat daar iemand is wat groter is as al jou probleme, naamlik die almagtige God. Hy is in beheer van hierdie wêreld en hy laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Hy hou jou vas in die palm van sy hand en niks of niemand kan jou uit sy hand ruk nie. Wanneer jy 'n geesvervulde mens is, lei die Heilige Gees jou om dit te besef. Wanneer die Heilige Gees jou wysheid gee om op die regte manier na jou omstandighede te kyk, kan jy ook met wysheid leef. Baie mense dink dat die Christelike lewe net daaroor gaan dat jy moet wegbly van dit wat verkeerd is. Wanneer jy wegbly van wat verkeerd is, het jy jou plig gedoen en alles is goed en reg. Maar 'n geesvervulde lewe gaan oor baie meer as om net uit die moeilikheid te bly. Dit gaan oor 'n lewe van wysheid. Kom ons verduidelik dit met 'n voorbeeld. Jy kry 2 aanbiedings vir werk. Die een werk probeer om op 'n eerlike manier besigheid te doen, maar in die ander werk is daar baie oneerlikheid. Watter werk gaan jy kies? Wel, die keuse is maklik en eenvoudig. Gelowiges kan en mag nie oneerlik wees nie,
En daarom gaan jy die werk kies wat op 'n eerlike manier besigheid doen. Maar as jy moet kies tussen twee werke wat albei op 'n eerlike manier besigheid doen, watter een gaan jy kies? Daar is baie eerlike werke waarvoor 'n mens aansoek kan doen. Daar is baie goeie plekke waar jy kan gaan bly. Daar is baie universiteite of skole waarna toe jy kan gaan. Hoe kies jy as gelowige tussen dinge waarvan die een verkeerd is nie? Sommige mense sal sê dat sulke keuses niks te doen het met jou lewe as 'n gelowige nie. Jy kies eenvoudig dit wat vir jou die meeste voordele inhou of wat vir jou die gemaklikste is. Maar dit werk nie so nie. Wanneer jy 'n gelowige is die Here koning oor jou hele lewe, ook in hierdie keuses. Daarom moet ons ook hierin die Here se leiding vra en doen wat hy wil hê. Verse 15 tot 17 van ons skrifgedeelte sê dat ons in sulke situasies met wysheid moet optree. Hoe tree ons met wysheid op in die keuses wat ons moet maak? Luister weer na verse 15 tot 17. Wees baie versigtig hoe jy lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil dat jy moet doen. Vers 15 sê, wees baie versigtig hoe jy lewe. Letterlik staan daar, let daarom versorgvuldig op hoe jy loop. In die Bybel is loop 'n metafoor vir lewe, en daarom het vertalers dit met lewe vertaal. Maar wanneer jy loop jy mos op 'n sekere manier en in 'n sekere rigting. Vers 15 sê dus, wees baie versigtig hoe jy leef en waarvoor jy leef. Kom ons gebruik 'n voorbeeld. Jy is 'n besigheidsman wat geld maak. Is daar enige iets daarmee verkeerd? Nee. Kyk na Job en kyk na Abraham. Hulle was ryk, daar is niks verkeerd daarmee nie. Maar vir watter doel? Vir watter doel maak jy geld? Hoekom doen jy jou werk? Wat is die rigting waarin jy loop? Wat is jou einddoel en die motiewe in jou hart? Is dit om mag te kry? Is dit om deur ander mense raak gesien te word? Of is dit om God en die mense rondom jou daarmee te dien? Vers 16 sê, maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Vers 16 beteken, as jy na die opsies kyk, watter een is strategies die beste een? Watter een maak die beste gebruik van die tyd wat God vir jou gee? Met watter een kan jy God die beste dien tydens jou tyd hier op aarde? Probeer dus te wete kom wat die Here wil hê dat wat jy moet doen in elke situasie. Vind uit wat is verstandig en wys, want dit is hoe 'n geesvervulde mens leef. Hoe kry mens hierdie wysheid? Die antwoord is deur die waarheid. Die Heilige Gees werk in gelowiges se lewens met die waarheid van God se woord. In die Bybel leer ons wat die wil van die Here is. Om met die Gees vervul te word, moet jy dus met God se woord vervul word. Jy moet die Bybel lees, dit bestudeer en ook na die prediking van God se woord luister. Jy moet God se waarheid leer ken, want met daardie waarheid gee die Heilige Gees jou die regte perspektief op jou omstandighede. Hy leer jou wysheid, sodat jy reg kan leef en die regte keuses kan maak. Hy wys jou hoe God jou in sy koninkryk wil gebruik. Wat het ons tot nou toe gehoor? Ons het gehoor, 'n geesvervulde lewe is 'n lewe van selfbeheersing en ons het gehoor, 'n geesvervulde lewe is 'n lewe van wysheid. Volgende keer hoor ons, 'n geesvervulde lewe is 'n lewe van blydskap. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons besef dat ons wysheid nodig het. Vervul ons met die Heilige Gees en gee ons wysheid, sodat ons goeie keuses sal maak en ons roeping in hierdie wêreld sal uitleef. Ons bid vir ons daaglikse werk, gee ons geleenthede om te kan werk, sodat ons in hierdie wêreld 'n verskil kan maak.
Ons doen voorbidding vir ons hospitale en mediese personeel. U gebruik hulle om mense in nood te help, seën hulle in hulle werk en gee hulle ook wysheid daarin. Gee hulle ook die middele om hulle werk te kan doen. Ons bid al hierdie dinge deur u groot genade alleen. Amen.